Geliefdes, sedert die 16de eeu is daar 'n Engelse gesegde wat sê, a penny for your thoughts. A penny for your thoughts. Dit sê ek heg waarde aan 'n mens gedagte. Ek heg soveel waarde aan 'n gedagte van jou, dat ek selfs bereid is om daarvoor te betaal. En hoewel ons mos nou nie meer pennies gebruik nie, al gebruik ons dan die kleinste munt wat ons het, 'n 10 sent, dan wil ons eintlik vandag in ons konteks sê, 'n 10 sent vir jou gedagte. Dan sê jy vir my, Gerrie, maar dis so waardeloos, dis so min. En beloved, dit kan waar wees, dit is waar, maar die gedagte, a penny for your thoughts, die gedagte is eintlik tydloos. 'n penny vir 'n mens se gedagte. Maar wat is 'n God-gedagte vir jou werd? Watter waarde heg jy aan 'n God-gedagte? Ek dink Dawid het miskien ook daaroor gewonder. Want hy skryf in Psalm 139 vers 17, dan sê Dawid, hoe kosbaar is u gedagtes, o God. Hoe onmeetlik die som totaal daarvan. Die Amplified sê, how precious, how mighty, how vast are your thoughts, O God. Die waarde van een God-gedagte, die gewig van een God-gedagte, het my laat wonder, wat is die waarde van 'n verkeerde gedagte? Geliefde, een God-gedagte is prysloos in waarde, onmeetlik in gewig, en dit kan skielik na my en jou toe kom. Een God-gedagte kan my wys hoe om daai moeilike kollega by die werk te hanteer. Een God-gedagte kan vir my wys en leer hoe ek my skoonma regtig moet lief hê. Een God-gedagte kan my wys en leer hoe ek my tieners moet hanteer. Een God-gedagte kan vir my sê wat om te sê en wat om nie te sê nie. Die waarde van 'n God-gedagte is onmeetlik, want God weet alles, van alles, oor alles. God weet alles. Ekskuus, dit breek my 2 breinselle, ek verstaan dit nie lekker nie. Hoor mooi. God weet alles, van alles, oor alles. Wat nog in geen geniale mens se brein opgekom het nie, dit weet God alreeds. God weet wat op 19 Julie 2056 gaan gebeur. Want hy is God. Hy weet alles. Hy's ingelig en hy's ingebind. God se gedagtes is kosbaar, gewigtig en wyd. En dan konfronteer die Gees van die Here my en sê, Gerrie, watter waarde heg jy aan 'n God-gedagte? Is dit nog vir jou kosbaar? Soek jy dit? Skyfie nommer 1 asseblief. My tema vanmôre is, vir my die vis. Vir my die vis. En ek wil fokus op die waarde van 'n God-gedagte, 'n Godwoord, en die prys van 'n verkeerde gedagte. Die waarde van 'n God-gedagte en die prys van 'n verkeerde gedagte. En ek wil saam met jou 'n bietjie in die volgende halfuur deurstap deur die lewe van Jona. Ek hoor ietsie in 'n ligterluim. Die graad 2 juffrou vra vir die seentjie, hoe weet jy Jona was in die vis se maag? Hy sê, juffrou, ek sal hom vra as ek eendag in die hemel kom. Die juffrou verpoos so bietjie en sy sê, en nou as Jona nie in die hemel is nie, juffrou, dan kan jy hom vra. Jona wat dikwels verkeerd beoordeel word. Jona wat dikwels misverstaan word oor sy ongehoorsaamheid. En ek wil vir jou vanmôre vra, parkeer jou kennis van Jona. Maak asof jy niks van Jona weet vanmôre nie.
ook nie dit wat jy dink jy weet nie. En kom ons gaan ontdek pastoor Jona van niets af aan. Ons raak betrokke in sy storie. Moenie 'n toehoorder wees nie. Klim somme in Jona se storie. En weet jy, dit was vir my maklik om in Jona se storie in te kom, want weet jy wat het ek ontdek? Jona was nie 'n hero van sy tyd nie. Jona was doodgewoon soos ek. Ek voel tuis in die geselskap van Jona as ek sien hoe onvolmaak ek is. Ek voel tuis by Jona want ek het mos ook altyd 'n slim en 'n beter idee. Ek het altyd 'n opinie. Ek voel tuis by Jona as ek my ongehoorsaamheid kan onthou. Ek voel tuis by Jona. En daarom, geliefdes, kom ons lees die boek Jona. Net 4 hoofstukkies. Hier aan die einde van die klein profete, aan my Bybel is so om en by bladsy 1000. Jona. 4 hoofstukkies, maklik om te lees, 8 minute. Maar ek wil vir jou sê, nie so maklik om te verstaan nie. Maklik om te lees, nie so maklik om te verstaan nie. Ek hoop jy het jou Bybel by jou. En as jy hom by jou het, wil ek 2 goed vra dat jy moet oplet na. Want daar's baie keer die woordspeling toe Jona, toe God. Toe Jona en toe God. Dis 'n tussenspel tussen Jona en God. Hoor wat was Jona se aandeel en hoor wat was God se aandeel. Ek lees vir jou. Jona hoofstuk 1 vers 1. Die woord van die Here het tot Jona, die seun van Amittai, gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hulle is. Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af na Joppe toe. Daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsis toe. Hy het vir die reis, hoor mooi, hy het vir die reis betaal. En aan boord gegaan om saam met die bemanning Tarsis toe te gaan, weg van die Here af. Vers 4, maar die Here het 'n kwaai storm oor die see laat opkom. Daar was 'n baie sterk wind op die see en die skip wou uitmekaar uitbreek. Die matrose het bang geword en elkeen het tot sy God, klein lettertjie G, God geroep om hulp. Hulle het die vrag van die skip in die see gegooi, net om die skip bietjie ligter te maak. Maar Jona was onder in die skip waarheen hy afgegaan het om daar te gaan slaap. Hy het vasgeslaap en die kaptein het na hom toe gekom en vir hom gesê, wat is dit met jou dat jy lê en slaap? Staan op en bid tot jou God. Miskien sal hy aan ons dink en dan sal ons nie vergaan nie. Vers 7, toe sê die manne vir mekaar, kom ons trek loetjies, sodat ons kan uitvind oor wie hierdie ramp ons getref het. Hulle het loetjies getrek en Jona is aangewys. Toe vra hulle hom, vertel ons tog waarom hierdie ramp ons tref. Waar werk jy? Waarvandaan kom jy? Uit watter land en van watter volk is jy? Jona het hulle geantwoord. Hy sê, ek is 'n Hebreër. Ek dien die Here, die God van die hemel, wat die see, wat nou so onstuimig is, die see en die vasteland gemaak het. Die man het bang geword en vir Jona gesê, wat het jy nou aangevang? Hulle het te wete gekom dat hy van die Here al wegvlug. Jona het hulle dit self vertel. Toe vra hulle hom, wat moet ons met jou maak, dat die see weer rondom ons kan kalm word? Want die see het ondertussen al hoe onstuimiger geword. Jona het hulle geantwoord, vat my, en gooi my in die see, dan sal dit kalm word rondom julle. Want ek weet dit is oor my, dat hierdie groot storm rondom julle woed. Die manne het egter aanhou hard roei, om weer die vasteland te bereik, maar hulle kon nie, want die see het al hoe onstuimiger geword rondom hulle. Toe bid hulle tot die Here en sê, ag Here, met 'n hoofletter, Here, moet ons tog nie laat vergaan oor hierdie man nie.
Moenie laat ons iemand onskuldig doodmaak. U is die Here. U doen wat u wil. Vers 15. Hulle vat toe vir Jona en gooi vir Jona in die see. En die storm het onmiddellik bedaar. Is dit nie amazing nie? Die manne het toe begin bang word vir die Here en hulle het vir hom offers gebring en beloftes aan hom gemaak. Hoofstuk 2 vers 1. Ou moet, ek gaan nie alles lees nie. Toe stuur die Here 'n groot vis om vir Jona in te sluk en hy was 3 dae en 3 nagte in die vis se maag. Daar eindig hoofstuk 1. Hoofstuk 2 sê, toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here. En die Here het hom gehoor. Vers 10. Toe beveel die Here die vis om vir Jona op die vasteland uit te spoeg. Hoofstuk 3 vers 1. Die woord van die Here het 'n tweede keer na Jona toe gekom. Wat sê hy? Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Toe maak Jona klaar en gaan na Ninive toe soos die Here hom beveel het. Ninive was 'n groot stad. 'n Mens het 3 dae gevat om die deur te stap. Jona het die stad ingegaan en die dag lank rondgeloop en hy het net een sinnetjie gepreek. 'n one-liner sermon. Wat het hy gesê? Nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Die stad het tot bekering gekom. Vers 10. Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het, hy oor hulle gaan bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Tot daar. Geliefdes, klim in die storie van Jona. Moenie 'n toehoorder en 'n toeskouer wees nie, want hoofstuk 1 vers 1 sê, toe kom die woord van die Here tot Jona. Hoe daardie woord na hom toe gekom het, was dit 'n hoorbare woord, was dit 'n woord wat hy gedroom het? Dit weet ons nie. Wat ons wel weet van die woord wat na hom gekom het, dit was 'n Godwoord wat in lyn was met sy profetiese opdrag, maar ver bo sy verwagting. Dit was 'n gewigtige Godgedagte. 'n Gedagte wat 120.000 mense se lewe op aarde totaal sou verander, maar baie meer as dit, wat 120 mense se lewe, sy hiernamaals verander. Want hulle was pylreguit op pad hel toe. Maar na Jona se preek, die een lyntjie preek, is hulle pylreguit op pad hemel toe. En ek wil vir jou sê, beloved, ek is vandag so dankbaar dat ek en jy het wat Jona nie gehad het nie. Ons het die woord van die Here. Ons hoef nie te wag dat die woord van die Here na my toe kom nie. Nee, ek gaan na die woord van die Here toe. Waar ook al en wanneer ook al, tydig en ontydig. Want die woord van die Here is God se woord, God se gedagtes vir my. Hy praat met my. God se gedagte vir my situasie, vir my familie, vir my finansies, vir my toekoms, vir my werk, vir my heiligmaking. Ek gaan na die woord van God toe vir my boodskap en gedagte. God se gedagtes kom na my toe en jou. Skryf die 2 asseblief. Met 3 I's wat ek geïdentifiseer het. God kom na my toe en werk deur Jona en deur my vandag deur 'n indruk, 'n instruksie of 'n ingryping. 'n Indruk, 'n Godgedagte. Hoofstuk 1 vers 1 sê, en die woord van die Here het na Jona toe gekom. Geliefdes, moenie dink die woord van die Here kom net in die byeenkoms nie. Moenie dink die woord van die Here kom net na sy gesalfde pastore nie. Die woord van die Here kom na my en jou toe, enige tyd en enige plek. In jou stiltyd. As jy op pad werk toe is. As jy voor die skool ek wag vir die kinders om uit te kom, kan die Here, ek wil amper die Engelse woord gebruik, download. Hy kan 'n gedagte na jou hart toe download, aflaai. Jy kan skottelgoed was en 'n Godgedagte kry. Jy kan op die golfbaan wees en 'n Godgedagte kry.
Sê en dogter, dit kan boring wees in die wiskundeklas, want die juffrou is goor. En jou gedagtes hardloop die hele wêreld vol. En jy kan 'n Godgedagte kry. Jy kan 'n rugbywedstryd speel of 'n sport, aan sport deelneem. Enige plek kan ek 'n Godgedagte kry. En die vraag is dikwels vir my, en miskien, ek weet nie of jy daarmee stoei nie, maar as ek so iets kry, is ek altyd in 'n tweespalt. Is dit 'n ek-gedagte of is dit 'n God-gedagte? Is daai gedagte van my af? Of is daai gedagte van God af vir my? En uit Jonas se storie kom ek die toets agter. Daar's 'n toets. Hoe weet ek hierdie indruk, hierdie gedagte van God is van God en nie van my nie? Die indruk is opgevolg deur 'n instruksie. Die indruk is opgevolg deur 'n opdrag. En ek en jy sal nooit 'n indruk van God kry wat in kontras is met sy woord nie. Ek en jy sal nooit 'n gedagte kry wat nie 'n instruksie van God iewers in sy woord kan onderstreep nie. 'n Indruk staan nooit lynreg teenoor 'n instruksie nie. En ek en jy wat deur die Heilige Gees van God bewoon word, ons ken mos sy stem. En as ek sy stem ken, ken ek sy woord. En as ek sy stem en sy woord bymekaar sit, dan hoor ek sy instruksie aan my. En dis presies wat met Jona gebeur het. In Jona 1:1 staan daar, en God het aan hom 'n opdrag gegee, 'n gedagte gegee. In vers 2, dan kom God en hy onderstreep dit en maak van dit 'n instruksie, 'n opdrag. Wat is die opdrag? Jona, maak jou klaar. Ga na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Die indruk, die God-indruk word opgevolg deur 'n God-opdrag. Jona, staan op. Staan op, Jona. Maak jou klaar en gaan. Geliefde, ek wil ondubbelsinnig vir jou sê, God is nie 'n smaakmaker nie. God vestig nie opinies nie. God is no influencer. God is God en sy woord is ons opdrag. God is God en sy woord is sy opdrag. As God sê, jy moet jou naaste lief hê, beloved, dan is dit God se opdrag. As God sê dat ons vir hierdie land se regering moet bid, dan is dit God se opdrag. As God sê, jy moet 70 maal 7 vergewe, dan is dit nie 'n wiskundeberekening om by 490 uit te kom nie. Dis God se opdrag wat sê, Gerrie, jy moet 'n leefstyl van vergifnis hê. Aanhoudend, continuous forgiving. Dis winter. As God vir jou sê, gee jou bobaadjie en jou onderbaadjie. Gee jou broek en jou boots. Gee jou kombers. Maar vat sommer die duwy saam en gee 2 kussings. Gee is God se opdrag. Dan is dit God se opdrag aan my en jou. My vraag is, kom ek na die woord toe, met die verwagting dat die woord na my toe kom? Geliefde, ons kan so dikwels die woord lees, maar die woord lees ons nooit, want ons laat dit nie toe nie. Dit bly kennis. Ek kom na die woord toe, maar ek kom na die woord toe met die verwagting dat die woord na my toe kom. Ek lees die woord om te weet, as die woord my lees, hoe kan hy hierdie indrukke in my hart verander in God se opdrag, sodat ek meer soos hy kan wees. Instruksie aan Jona. Jona, staan op. Gaan na die groot stad Ninive toe en gaan spreek hulle aan. Gaan praat hulle aan. Gaan wys hulle op hulle foute. Beloved, toe ek regtig hieroor dink, toe wonder ek, nee, ek wil nie wonder nie, ek wil vir jou sê, ek sou nie gaan nie. Niemand van ons kies om teen iets te praat nie, is dit nie?
Ons praat baie graag vir 'n saak. Maar die oomblik as jy moet teen hom saak, is daar onmiddellike konfrontasie, is daar onmiddellik skeiding. Jona staan op, gaan na Ninive en gaan praat teen hulle onheiligheid. Jona staan op en gaan na Ninive en praat teen hulle, want hulle is ook nie vir julle nie. Praat jy graag teen mense wat jy weet wat teen jou is? Ons vermy dit. Wat is Jona se opdrag? Hy moes Ninive toe gaan. Ninive is die hoofstad van die Assiriërs. Die Assiriërs was 'n gevaarlike supermag net noord van Palestina. Die Assiriërs was wrede mense. Hulle was brutaal. Hulle was boos. Hulle was terroriste. En God stuur vir Jona. Jona, staan op, maak klaar en gaan na daai ouens toe. Sou jy gaan? Hulle kyk my snaaks aan. Ons gaan nie eers onder dorp toe nie. Ons gaan nie eers Kwaguka toe nie. Ons gaan nie Soweto toe nie. Ons weier om by Khayelitsha te verby te ry as ons geland het daar in die Kaap. En dan dink ons, Jona, hoekom het jy nie gegaan nie? Sou jy gaan? Jona het ook nie gegaan nie. Vers 1 is die opdrag. Vers 1 is die indruk. Die woord van die Here het aan hom verskyn. Vers 2 gee die opdrag. Vers 3 sê, maar Jona. Die woordjie maar verander mos altyd alles, nie? Maar Jona het klaargemaak om na Tarsis te vlug, weg van die Here af. Jona is daar af na die hawe toe Joppe, en daar het hy 'n skip gekry wat vertrek het na Tarsis toe. En wie wat's my kosbaar? Hy het 'n kaartjie gekoop en betaal. It wasn't a free ride. Hy het betaal. Hy het betaal om weg van die Here af te kom, want hy het geweet in sy hart van harte. Wat liewe Jona nie geweet het nie. Jy kan nooit van die Here af wegvlug nie. Kan ek dit weer sê? Geliefde mens, geliefde disipel van Jesus, jy kan nooit wegvlug van die teenwoordigheid van die Here. Dit is onmoontlik. Want 2 keer het ons gelees dat hy op hierdie boot was, saam met die mense, maar sy intensie was om weg te kom van die Here af. En dan gaan ek weer terug na Dawid toe in Psalm 139 vers 7. Miskien het hy ook probeer om weg te vlug van die Here af, en dan kom hy by 'n gevolgtrekking daar, dan sê hy, wie kan van u vlug? Waarheen sou ek gaan om van u teenwoordigheid weg te kom? Gaan ek na die hoogte? U is daar. Gaan ek ondergrond? U is daar. Gaan ek na die ooste? U is daar. Gaan ek na die verre weste? U is daar. Selfs die donkerste donker is vir u soos lig. Maar ek wil vir jou sê, Jona het sy bes gedoen om weg te kom van die Here af. Want as jy nou in Joppe staan, oos van Joppe, 500 myl oos van Joppe, kry jy Ninive, die stad van sy opdrag. Maar wes van Joppe, 2500 myl, kry jy vir Tarsis, waarheen hy gevlug het. So hy's hier in Joppe. 800 kilometer, dan sy in Ninive. 4000 kilometer, dan sy in Tarsis. So hy het 'n goeie plan gehad. Sy plan was 5 maal verder as waarheen die Here hom gestuur het. Want hy het gedink, ek moet net wegkom van God af. God se instruksie is gaan Ninive toe. Dis net 800 kilos. Nee, ek gaan 4000. Ek koop 'n kaartjie en ek betaal. Ek gaan 'n Engelse sinnetjie vir jou lees. If you ever run from God, the devil will give you a ride. If you ever run from God, the devil will give you, kan ek sê, your first ride.
En die oomblik as ek daai eerste oplaai kry, dan dink ek is mos nou reg. My plan loop so glad. If you ever run from God, watch out, beloved. The devil will give you your first ride. Al het jy betaal, al het jy 'n kaartjie gekoop, maar ek ontdek ons God se hart. God sal doen wat nodig is om jou terug te bring. En God het gedoen wat nodig is in daai situasie om vir Jona terug te bring, omdat God vir Jona lief is. Vers 4 sê, maar die Here, hoor mooi, maar die Here het 'n kwaai storm oor die see laat opkom en die skip wou uitmekaar uitbreek. Daar's 'n goddelike ingryping. So jy het 'n indruk en jy het 'n instruksie, en as jy dit ongehoorsaam is, verwag 'n goddelike ingryping. Wie die storm gestuur? Kom, julle ken die antwoord. Wat sê die teks? Maar die Here het 'n kwaai storm gestuur. Wie die storm gestuur? Die Here. En ek weet julle huiwer om te antwoord, want dit is so vreemd. Ons dink altyd net die Here daag op om die storm stil te maak. In hierdie geval kom die Here en hy stuur die storm, want hy stuur die storm omdat hy vir Jona wil stop. Vers 5. Die matrose het bang geword en elkeen het tot sy God, klein lettertjie G, om hulp geroep. Hulle het van die vrag in die see gegooi om die boot ligter te maak. En wat doen Jona? Hy gaan af, diep onder in die skip, en hy gaan lê en slaap. Die matrose, die Assiriese matrose, het duisende klein goetjies gehad. Miniature gods. En nou is hulle in hierdie geweldige groot storm, en hulle klein goetjies kan hulle nie daaruit help nie. Dis 'n krisis. Die kaptein besef, maar ek moet iets doen. As al my Assiriese manne nou bid hier en hulle bid vir ons klein goetjies, maar waar's Jona? Vers 6, hy gaan toe af in die skip. En hy gaan kry vir Jona daar vas in die slaap. En die kaptein ruk hom wakker en sê, staan op en bid, wat slaap jy? Miskien sal bid tot jou God, want miskien sal hy aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. Die kaptein sê, ons het nou al die Godgedagtes nodig, wat daar op hierdie aardbodem is. Ons is in groot moeilikheid. En die Here God draai nie die skip om en stuur hom Ninive toe nie. Nee. God stuur 'n storm. Hy stuur in die storm die Assiriese kaptein na Jona. En weet jy geliefde, wat breek my hart? Die Assiriese kaptein kom na Jona. Onthou, Jona is die profeet van God. En hy sê, maar Jona, word wakker en bid. Het Jona nie geweet om wakker te wees en te bid nie? Hy is dan die profeet. Die Assiriese kaptein moet vir Jona roep tot verantwoordelikheid en sê, maar help ons, bid tot jou God, dat hy ons kan help. En Jona het nie. Jona het nie. Hy het geweet wat om te doen. Dis wat hy elke keer gedoen het, voordat hy hierdie reis onderneem het. Dis wie hy is, dis wie hy aan God verantwoordelik is, wat hy aan God beloof het, maar Jona doen dit nie. En die bemanning sê, nou moet ons plan maak, kom ons trek loetjies. Wie is die oorsaak van hierdie moeilikheid? En hulle trek loetjies, en die loetjie val op Jona. En hulle kom op Jona af en sê, wat het jy gedoen? Vers 8. Wat het jy gedoen? Wie is jy? Waar kom jy vandaan? Dat jy die oorsaak is, dat dit op ons neerkom. Die lot wys, dis jy. Eerlike Jona sê, ja dit is. Ja dit is. Kom ek vertel julle wie ek is. Ek is 'n Hebreër. Ek dien die Here,
die God met 'n hoofletter G, wat die hemel en die aarde en die see gemaak het. Hierdie storm is my skuld, manne. Jahweh het my Ninive toe gestuur, maar ek vlug saam met julle Tarsus toe. Dis vir julle net 'n bestemming, maar dis vir my 'n vlug. Dis julle werk, maar ek is op julle boot, omdat ek wegvlug van die Here af. Hulle sê, oh no, is dit regtig waar? Wat moet ons dan met jou doen? Wat sê Jona? Julle het bietjie van die goedere op die skip, die cargo bietjie al oorboord gegooi. Hy sê, los dit, moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie. Die probleem is nie die vrag nie, hier's die probleem. Ek is die oorsaak dat die storm op die boot is. Gooi my oorboord. Dan sal die storm bedaar. Geliefde, wanneer God instruksie vir jou lei na 'n God-ingryping. Hoor mooi, wanneer 'n God-instruksie lei na 'n God-ingryping, kan jy maar die vrag oorboord gooi. Dit sal nie die storm stop nie. Totdat jy die werklike Jona raak sien, erken en oorboord gooi. Jona moet gaan. Jonah has to go. Ek wil vir jou sê, enige iets wat in jou lewe die plek van Jesus as die kaptein van jou boot neem, moet gaan. Moet gaan. Jy kan die stoele op die dek herrangskik soos jy wil. Jona moet gaan. Jy kan die onthaalarea oordoen en mooi verf. Nuwe meubels, nuwe alles. Kan nie help nie, Jona moet gaan. Jy kan die musiek op die dek opdraai. Jona moet gaan. Jy kan die beste konserte op die dek vir jou toeriste bied. Gaan nie help nie. Jona moet gaan. Daarom sê Jona, dis ek, manne. Dis my skuld. Gooi my oorboord, en hulle wou nie. Hulle het nog harder probeer roei teen die storm in. En uiteindelik vers 15 sê, toe vat hulle vir Jona. Toe vat hulle vir Jona en gooi hom oorboord. En onmiddellik het die storm bedaar. Daai woordjie onmiddellik het my hart gegryp. En onmiddellik het die storm bedaar. En nou deel ons die toneel in twee plekke. Dit is wat gaan aan op die boot en wat gaan aan in die see. Die bemanning het op die boot agtergebly, maar daar's een ou wat oorboord gegooi is. Hy sink soos 'n klip na die bodem van die see. Wat gebeur aan boord op die dek? Die woord sê, en die manne het offers aan die Here gebring en beloftes aan hom gemaak. Dis wat op die boot gebeur het. En Jonas in die see, en enige ding wat in die see gewoon het met gewig, sink na die bodem toe. Vers 17. Vers 17. Toe stuur die Here 'n groot vis om Jona in te sluk. En hy was 3 dae en 3 nagte in die buik van die vis. Wie die vis gestuur? Wie die storm gestuur? Wie die opdrag gegee? Toe stuur die Here 'n groot vis. En hy sluk vir Jona aan, en vir 3 dae en 3 nagte bly Jona in die vis. En dan lees ek hoofstuk 2 vers 1. Toe, hoor mooi, moenie my nou verloor nie. Hoofstuk 2. Toe bid Jona daar binne in die vis. Wanneer? Waar? Toe. Na dit als, en die vis hom ingesluk het, en hy 3 dae en 3 nagte in die vis gebly, toe bid Jona in die buik van die vis. En weet jy wat kom in my hart op? Ek wil vir Jona sê, Jona, jy kon dit verhoed het.
Jona, jy kon dit vermy het. As jy nommer 1 die opdrag van die Here uitgevoer het. Jy kon die vis vermy het. Jona, as jy in hoofstuk 1 vers 6 gedoen het wat die Assiriese kaptein jou gevra het om te doen, om te bid en te roep na God, Jona, jy kon die vis vermy het. Maar Jona, jy het nie. Jona, jy het nie. Geliefde, gehoorsaam God se instruksie en vermy God se ingryping. En ek wil dit mooi kwalifiseer, ek wil nou glad nie 'n direkte is-gelyk kan teken aan alles in jou lewe stel nie. Maar ek wil sê, daar is sekere goed wat ons kan vermy, as ons gehoorsaam is aan die opdrag van God. Soek God se instruksie. Gehoorsaam God se instruksie. En vermy God se ingryping. Jona bid in die vis. En sy hele gebed is 'n aanhalings uit die psalms. En Jona 2 vers 2 sê, en die Here God het hom gehoor. Geliefde, vermy die vis. Vermy die laagtes in die boot. Vermy die diepstes in die see. Jy hoef nie af te gaan om op te kom nie. Jy hoef nie. Jona 2 vers 9, wat bid Jona? Jona verklaar, ek sal u lof besing, o Here. Ek sal in u offers bring. Wat ek u beloof het, sal ek betaal. Want redding en hulp kom net van u af. Klink dit vir jou bekende teks uit Psalms? Dis 'n God-gedagte. This is a God thought. Deliverance and salvation belongs to me, says the Lord. God is 'n God van genade. Jona was vol ongenade. God wil hê dat alle mense gered moet word, ook die Assiriërs, ook die in Ninive. Jona sê nee, net die Jode. God se plan is insluitend, Jona se plan is uitsluitend. Wanneer jy God gehoorsaam, vermy jy die vis. Maar God het hom gehoor. Selfs die vis is deel van God se genade, want in vers 10, hoofstuk 2 vers 10 sê, toe beveel God die vis. Visse luister, hoor jy? Toe beveel God die vis om Jona uit te spoeg op droë land. En hy het. Die vis in my ingrypmoment en oomblik wat God ingryp na sy instruksie is 'n genade. Maar jy kan die vis vermy. Jy kan die vis vermy, jy weet mos hoe ryk dit daar binne. Jy kan die vis vermy, jy weet mos hoe lyk dit daar binne. Geliefde van die Here Jesus. Vermy die vis. Want toe Jona buig voor God en sy eie planne neerlê en sy eie slimmigheid erken, sy eie trots voor God breek, toe gebied God die vis. Sy gaan spoeg vir Jona uit op droë grond. En dan kom ons in hoofstuk 3 vers 1. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Hoe genadig is die Here nie. Hy kom weer. Hy kom 'n tweede keer na Jona toe en hy sê vir hom presies dieselfde, geliefde, maak klaar en gaan na die groot stad Ninive en spreek hom aan met 'n boodskap wat ek jou sal gee. Klink dit nie vir jou soos hoofstuk 1 vers 2 nie? Selfe boodskap. Ander reaksie. Hoofstuk 3 vers 3 sê, toe maak Jona klaar en gaan na Ninive toe, soos die Here hom beveel het. En hy preek net een lyntjie. 'n one-liner sermon. Want dis wat die Here vir hom gesê het om te preek.
Net nog 40 dae en Ninive sal verwoes word. Dis al wat hy preek. In die groot stad Ninive, wat 3 dae gevat het om deur te loop, preek hy net een sinnetjie. Miskien was hy nie 'n dinamiese prediker en hy moes die Here hom help. Waarom gee die Here hom net 'n een sinnetjie? Want dis al wat hy kon onthou. Wat ook al die rede. Hy sê net wat God sê, want dit was God se opdrag. En nadat Jona die indruk van God gekry het, die opdrag, die instruksie van God gekry het, dit nie gehoorsaam het nie. Die goddelike ingryping deur die vis en die storm oorleef het, sê Jona uiteindelik, ja, Here. Ja, Here. En omdat ek nou binne in die storie was, het ek gewonder waar die vis hom uitgespoeg. Want onthou nou, hy die boot 3 dae laas gesien, hè? Sy boot is lankal op pad Tarsus toe, het miskien al daar aangekom. Die vis spoeg vir Jona iewers uit, gelukkig is dit op droë grond. Kon of hy geld moes leen vir 'n Uber Ninive toe. Want hy het niks by hom gehad nie, hy kom uit die buik van die vis uit. Hoor jy hoekom sê ek klim binne in die storie in, moenie 'n toehoorder wees nie. Ek weet nie. Daai detail is weggesteek in goddelike geheimenis, maar dit maak nie saak nie. Wat ek wel weet, is dat Jona in Ninive aangekom het. Hoeveel mense is daar? Het julle dit raak gelees? Hoeveel mense is daar in een stad Ninive? 120.000. Vir 120.000 is daar een gehoorsame profeet wat kom, wat een sinnetjie preek. En 120.000 mense, nie gewone mense nie, Assiriërs, kom tot bekering. Ek gaan lees dit aan die einde van hoofstuk 2. Hulle kom tot bekering, hulle draai weg van hulle bose weë. Die koning vaardige proklamasie uit sê, almal moet vas. En almal vas. En die koning sê, almal moet rouklere aantrek tot die diere. Daai hondjies van julle, rouklere aantrek. En dis wat hulle gedoen het. Want hulle geweet, ons moet by God uitkom. Hy's die ware God met 'n hoofletter. Ons klein goetjies beteken niks. Die uiteinde daarvan is dat God sy gedagte verander het. Want wat was die inhoud van die preek? Oor 40 dae vernietig ek julle. Oor julle bose gedrag en julle harde harte. Maar hulle draai en hulle kom by God uit. En die Here God sê, wat ek beplan het om te doen, sal ek nie doen nie. Jona. Liewe dierbare Jona, as jy net die eerste keer gehoorsaam was, het jy die vis vermy. Kan ek met jou baie eerlik wees? Daar's sulke momente in my lewensstorie ook, waarin ek kan skryf, Gerry, as jy maar net die eerste keer gehoorsaam was, het jy daai vis vermy. Gerry, as jy net nie so slim was in jou eie gedagtes nie, het jy daai vis vermy. Gerry, as jy net nie jou gehoorsaamheid uitgestel het nie, het jy die storm vermy. Maar dank die Vader, dat al is daar sulke inskrywings in my lewensstorie, is daar ook inskrywings van hoofstuk 2 vers 1, soos Jona wat sê, toe het Jona gebid. Toe het Gerry gebid in die buik van die vis. Geliefde, het jy sulke stories? Ek leer by Jona, vermy die vis, en ek sluit af. Vermy die vis. Ek wil nie deur die storm gaan, indien ek dit kan vermy nie. Ek wil die vis vermy, want ek weet hoe ruik en lyk dit daar binne. Vermy die vis.
Het elkeen van julle so 'n kaartjie gekry met 'n marshmallow visie in? Geliefdes, Jona het een sinnetjie gehad in sy hele preek vir 120,000 mense. Nou, ek wil nou glad nie smart wees nie, maar ek het 2 sinnetjies vir julle. Maar as my hele boodskap, as die hele gedagte van Jona, wat die Here vir my gegee het om met jou te deel, vanmôre kan opsom, is dit doeteenvoudig dit wat daar staan. Wanneer ek God gehoorsaam, eet ek die vis. Maar wanneer ek God nie gehoorsaam nie, gaan die vis vir my eet. Moenie verbaas wees nie. Dis die goddelike ingryping wat God in sy genade vir my stuur. Hy's lief vir my en hy wil my terugkry. As jy gehoorsaam is, eet die vis. As jy ongehoorsaam is, kan die vis jou hap. Dis Jona. My vraag is, wat kies jy? Wat kies jy? En ek kan net vanmôre hierdie boodskap vir jou gee, omdat die Here dit eers vir my gegee het. En my gekonfronteer het met my absolute gehoorsaamheid. Wat kies jy? As ek 'n indruk van God kry, wat gevolg word deur 'n instruksie, het ek 'n keuse. Ek is gehoorsaam of ek is ongehoorsaam. As ek dit nie doen nie, is daar 'n goddelike ingryping, want God is lief vir my. En hy wil my terug hê by hom. Dis my keuse. Dit eindig met 'n vraagteken. En ek bid dat die Gees van die Here jou gaan herinner om die boek van Jona, daai 4 hoofstukkies, net te gaan deurlees en gaan let op hoeveel keer dit gaan oor 'n opdrag, 'n gehoorsaamheid of nie. 'n Opdrag, 'n gehoorsaamheid of nie. Dit is interessant om te sien. Terwyl ek vir jou sê, dit is jou keuse. Wat kies jy? Dis 'n vraag wat eindig met 'n vraagteken. Dat die boek Jona die enigste boek in die ganse Bybel is wat eindig met 'n vraagteken. Want God vra, wat kies jy? Amen. Kom ons sit en buig ons hoofde. Vir 'n oomblik van stil gebed. Is tussen jou en God. Geliefde, ek kan vir jou niks doen nie. Ek kan jou oortuig nie, ek kan jou herinner aan al die Jonas in jou lewe nie. Die Gees van God kan. Jy kan alles doen. Maar as jy nie met Jona deel nie, sal die storm nie verbygaan nie. Hemelse Vader, baie dankie dat U bemoeienis met ons maak. Dankie dat U ons nie net red in een kant sit nie, maar dat dit 'n reis is, 'n proses, 'n verhouding met U. Dankie vir al die God-indrukke in ons lewens, wat ons weet is 'n God-woord. Ek weet dit, want ek sien dit in die skrif, want dit gaan oor in 'n God-instruksie. God gee vir my 'n opdrag. Gees van die lewende God, help ons om gehoorsaam te wees. Om die vis te vermy. Maar indien nie, dankie, dat U genade so groot is, dat U 'n goddelike ingryping spesifiek vir my beplan. En uitvoer. Omdat U vir my lief is en vir elkeen hier en ons by U terug wil hê. Gees van die lewende God, praat met ons. Wees U die een wat hierdie boodskap in elkeen van ons se harte prakties gaan laat uitvoer. Herinner vir ons aan die Jonas groot en klein wat op die dek van ons lewensboot is.
Help ons Gees van God om hulle te erken, raak te sien en vir hulle oorboord te gooi. Ons wil aan U en U alleen gehoorsaam wees. Tot eer van Jesus, die Seun van die lewende God. Amen en amen.